Baie welkom by ons nuwe Jy realiteitsreeks in samewerking met Slender Wonder vir 'n mooier, gelukkiger en gesonder jy. Ek is Vanessa Skuman van Volgoed Media en sal hierdie reeks saam met ons span spesialiste, dokters en borge aanbied. Ons doel is om gewone vroue van binne en buite mooi te maak. In vandag se program weeg ons weer al die deelnemers om te kyk wie die beste vorder. Want na vandag se sessie word 2 dames deur die borge afgestem. Dis altyd 'n hartseer dag, maar die kompetisie-element dien ook as ekstra motivering vir die vroue om hulle beste te gee. Geniet hierdie propvol program. Hoi Matilda, welkom terug hierso by ons. 8 weke op die program. Ek hoop jou senuwees hou dit al. Is altyd senuweeagtig, maar tyd het gevlieg so. Kyk nou, kom ons kyk. Okay. Daal. Kyk Matilda, ons geëindig op 73.7. So na 8 weke op die program staan jy op 70.8. So as ek moet begin met my storie, het ek baie bladsye en hoofstukke en subtekst en opvolgverhale en aanhangsels en die storie gaan aan, maar om dit op te som is dit waar dit begin by die mense wat my eerste moes lief hê en die meeste moes lief hê en beskerm, dit nie gedoen het nie. Inteendeel, hulle die grootste emosionele skade begin. Soos 'n kindjie is dit iets wat ek nog meer 'n lewe lank meer werk en dit is iets wat nog aanhoudend en aangaan met situasies in die huishouding en ek is altyd die persoon wie nog alle jare soos 'n mamma beer is, net na sy gehiberneer het met haar cubs en iemand maak hulle seer. Ek beskerm mense, ek verloor alle sense of wat ons sê self-preservation wanneer dit kom by die mense vir wie ek lief is, maar ek kon nooit daai vir myself doen nie. Ek was altyd te bang, te seer, te onseker om vir myself te kan opstaan of enigiets vir myself te kan doen as gevolg van die feit dat jy gesê word jy is baie lelike dinge, groot woorde wat ons nie gaan noem nie, of jy weet as jy opstaan vir iemand wat jy altyd die backlash, as ek dit kan sê, van daar af kry. So, dit is waar my storie begin het. Die rede dat ek ingeskryf het is, ek het dit gesien as 'n geleentheid om na myself om te sien for once. Ek was op 'n punt waar dinge is nie vir my lekker nie, ek is nie vir my lekker nie. Jy kry daai cringe gevoel as jy self in die spieël kyk en jy sien 'n foto van jou en niks is. Ek sou ek agter die kamera graag, maar nie voor 'n kamera nie. Maar ek het inteendeel nie 'n foto van myself die laaste ek weet nie hoeveel jaar waar ek alleen staan en nie agter iemand of iets wegkruip nie, want ek het nie daai gevoel gehad dat ek mooi of okay is nie, net van binne en buite. So toe ek begin op hierdie journey was ek stikkend, emosioneel, fisies ongesond, nie op 'n goeie plek nie. En dit het gewys in alles, in die manier wat ek, jy sal nie sê as jy my ontmoet, die manier dat ek kan babbel en heel mal gaan en myself geniet en buite wees en ek is lief vir die natuur en die mooi, ek sal inteendeel in die middel van die pad stop en partykeer vergeet daar's aankomende verkeer en 'n foto neem van die sonsopkoms en is iets wat vir my regtig mooi is en ek waardeer die natuur, maar wanneer dit by myself kom, jy sit jouself laaste want jy is nie die prioriteit nie, wel tot nou toe. So ek het ingeskryf en gedink, goeie geleentheid, hier gaan ons en toe ek daai e-pos skryf wat sê jy weet, jy moet dan nou kom vir 'n onderhoud. Toe het my hart so 6 ritmes geskiep en gedink oor die ek weet nie. Maar toe ek met Vanessa ontmoet, dit is net my storie net uitgebordel en ek vertel nie my storie vir mense nie, want ek gebruik dit net as 'n ondervindingsverhaal om iemand anders se pad mee te stap want ek geniet dit om te kan sê weet jy wat I've been there. Ek gaan saam met jou stap want ek kan survive so jy kan. En dit is iets wat ek gebruik en dis die manier wat ek probeer om daai goede te vat en iets in positief in te verander. En toe ek met Vanessa sit, ek weet nie hoe nie, maar dank die Hemelse Vader elke dag vir jou wat iets gesien het, iets gehoor het in my, wat my nie moet te werk maak en dis wat ek wil voel. En ek wil dit glo nie net voel nie. I'm supposed to be worth it en dis hoekom ek hier wonderlike ondervinding ervaar en die verandering buite is dalk meer obvious as binne. Dis hoekom ons het nog 'n afspraak nou. Maar daar's so baie werk wat my voor lê. Ek is nog nie waar ek moet wees nie. My sprokiesverhaal, want dis wat ek voel, is op 'n cliffhanger. Hy moet nog so 'n bietjie gaan dat ons weet hoe eindig hy en ek het hierdie voeltjie kan nog nie uitgeskop word dat Vanessa uit en moet self vlieg nie en I'm not there yet. Ek het nog daai ondersteuning nodig, ek het nog 'n werk nodig. Dis nie die kilogrammetjies wat nog bietjie weg is nie, maar die hartjie moet nog daar kom en ek wil vir myself kan sien en vir myself kan sê, ja, lyk nog 'n bietjie sexy vandag. En ek wil graag op 'n punt kan kom waar ek vir myself kan sê, jy is nou 'n nuwe jy en jy's nie meer die ou mens wat jy was nie. You're you en jy's okay en jy's worth it. So dis ek.
Connie, dis baie lekker om jou te sien. Jy reis daarom verskriklik ver om hier by ons uit te kom. Baie dankie. Nee, is 'n groot plesier, is vir my baie lekker. Dis lekker om dit te hoor. En hoe gaan dit? Vertel vir ons bietjie. Nee, ek dink dit gaan baie goed. Ja, 4 weke terug was jy op 69.7 gewees. Vandag sê die skaal vir ons 66.1. 1 Januarie 2024 het ek wakker geword en besluit ek gaan die parkrun doen vandag. En dat hierdie ook my jaar gaan wees. Ek kyk nogal baie na ander ouens en na die familie en almal rondom my en ek het besluit dis nou my tyd. Ek het die parkrun begin doen en toe lees ek eendag van die 60 dae uitdaging in Finesse en ek kyk en dink, ek kan nogal doen met 'n makeover, so laat ek 'n bietjie kyk. Maar ek gaan toe vir die 60 dae en ek het toe vir myself 'n goal gesit. Ek wil net 1 kilogram 'n maand hierdie jaar verloor. Want as ek in my dagboeke so teruggaan dan vra ek die hele tyd vir die Here, verlos my van hierdie ding. En ek kon dit nooit regtig verwoord nie. En ek het eintlik besef dis omdat ek my hele lewe lank op die ete was en nooit gedink ek is mooi genoeg of nie waardig genoeg nie, maar ek het altyd jy kyk altyd na die ander vrouens en dink ek mense kan nie daai lyf hê. Maar in elk geval so besluit ek 1 kilo 'n maand dit kan ek doen. En toe skryf ek toe in vir die 60 dae uitdaging. Ek verloor toe net 3 kilogram. En ek dink ag nee, wat ek gaan nou nie eers probeer vir die nuwe jy nie. En een donderdag aand met een van die Facebook uitsending toe sê Vanessa, al het jy ook net 1 kilogram verloor, moet jy inskryf. En ek besluit ag, laat ek die kans vat. En toe kry ek natuurlik nou die e-pos wat sê ons het gekies van die 20 en het vra die datums in elk geval en ek besef toe maar April kan ek nie hier na toe kom nie want ek moet Zambië toe gaan. En toe sê ek is een van die 10, maar as ek nou nie April kan kom nie dan is ek nou uit die kompetisie uit. En ek sê ook maar as ek die boere vra kon ek nie die daggie so aanskuif en ek is so bevoorreg om 'n klomp boere, klomp kinders, my man en my kinders almal te hê as 'n supportstelsel. Die boere is amazing. Ek het nie besef hulle gaan so trots wees op hierdie tannie Pisang nie. En die een sê net nou die dag, liewe hel, tannie Pisang, wat het jy gedoen? En dit is my nogal 'n bemoediging. So ek het toe net maar ingeskryf en regtig gehoop dat hierdie nou my jaar is. Ek het glad nie van oefening gehou nie. Ek het altyd op die bed gaan lê tot daai gevoel verbygaan. En toe besluit ek nou, maar ek moet nou hierdie stap ding doen en hierdie walking 5 het vir my soveel beteken want behalwe net laat ek toe besef maar ek is ook baie meer gedissiplineerd as wat ek gedink het. Want ek het al hierdie leuns wat ek oor myself gepraat het altyd, jy weet, geglo. En ek het toe begin stap, maar wat vir my die amazingste was, dit het my geleer om bietjie in te tune regtig, nie net op myself nie, maar 'n slag in te tune op die Here en ook in te tune op wat kan ek vir ander beteken. En dit was vir my ek begin nou al tot bid as ek tussen Checkers en Pick n Pay se rakke loop en dink as haar naam opkom en dink jy bid vir daai ouens so dit het my omdat ek 'n baie haastig van geaardheid is sukkel ek baie keer om net stil te word en hierdie dwing my weer om 'n bietjie stil te word en al hoef ek ook nou nie na myself altyd aandag te gee en nie kry dat jy tog kans om bietjie meer aan die goed wat belangrik is, 'n bietjie aandag te gee. Opgewonde om hier te wees? Vreeslik opgewonde, ja. Senuweeagtig ook, maar baie opgewonde en sien wat die resultate vandag oplewer, so ek sien uit daarna. Vandag as ons so vinnig loer na wat hier op die skaal staan, is dit 66.2. Die vraag, waarom het ek ingeskryf vir hierdie nuwe jy-program? Ek het afgemat gevoel en myself verloor in die laaste 2 jaar. En ek het besef dat ek iets moet doen. Nou, as jy besef daar's 'n probleem, is dit die begin van die eerste stap. En ek het gesoek na iets wat ek kon doen om myself weer te vind. En toe ek die advertensie sien van die 60 dae, het ek besef dat hierdie is wat ek moet doen. Ek het ingeskryf en ek het begin met die program van die 60 dae. En in hierdie program het ek 2 amazing vriendinne ontmoet en hulle het my so gemotiveer en so geïnspireer om aan te gaan en aan te hou. En
ons het besluit nou gaan ons Saterdagoggende saam begin stap by die Morletta Natuurreservaat in Pretoria. En daar het hulle my ooreed om in te skryf vir die Walk in 5 Challenge. En ek doen nie eintlik baie oefeninge nie op daai stadium, so maar ek het toe nou maar ingestem en dit begin doen. Maar ek het 'n fout gemaak. Ek moes bekies tussen 1, 2, 3, 4 of 5 kilo as ek op 'n dag wil stap. En ek het so 'n bietjie gaan kyk wat my smartwatch vir my gesê het en dit het gesê ek doen so tussen 2 en 2.2 kilos 'n dag. So 3 is dan mos nou maklik. So ek 800 tot 'n kilometer ekstra kan ek mos nou maklik doen. Toe kom ek agter maar dis 3 kilometer boonbehalwe my normale dag. So nou ja, maar ek het die 3 kilos elke dag gedoen vir 21 dae lank en daar het ek besef met deursettingsvermoë en as jou kop reg is en jy iets wil doen, dan kan jy dit doen. So die 3 vriendinne toe nou besluit ons skryf in vir die nuwe jy program. En ja, daar kry ek die e-pos van Vanessa wat sê ek is gekies vir die 20 finaliste om deel te neem aan hierdie onderhoud. My senuwees was gedaan, want ek het jare laas in 'n onderhoud gesit en glad nie geweet wat om te verwag nie. Maar Vanessa het my so gemaklik gevoel en dit het gevoel asof ek met 'n vriendin gesels. Tot my verbasing kry ek toe natuurlik nou die oproep om te sê ek is een van die 10 finaliste en ek het amper van my stoel afgeval. Maar ja, ek het aangehou en later toe word ek toe nou gediagnoseer met fatty liver disease en toe skuif my fokus. Nou moet ek my fokus, my eerste prioriteit moet nou my gesondheid wees, want my dokter het aanbeveel oefening en ek moet gewig verloor. En nee, ek dink nie as ek myself, my gesondheid eers verstel en dit 'n prioriteit wil maak, is ek selfsugtig nie. Want hoe kan ek as ek myself nie lief het en ek is nie gesond nie, hoe kan ek vir my familie en my vriende en mense wat vir my lief is daar wees? So ek kon en kan nie hierdie doen sonder Slender Wonder en sy amazing span Dr. Anne-Marie van span wat ons so mooi help en ondersteun nie. Hallo Pedro. Hallo. Lekker om jou te sien. Lekker om julle ook weer te Raak sien. net al hoe smaller en Ja, ons smaller begin en al hoe kleiner word. Wonderlik. Sê vir my, hoe gaan dit? Ons het jou 4 weke laas gesien, so ja, hoe het dit gegaan? Dit het amazing gegaan. Ek kan nie glo ek is nou al so ver gekom tot nou toe nie, maar dit was 'n amazing experience. Jy mag ook maar sê, hoor. Ja, ek kan dit nie glo nie, ek het nie woorde nie, dis ek weet nie wat om te sê nie. Jy kan nou die handvatsel optel. Sy? Vandat jy hier by ons begin het, tot en met vandag toe is dit dan 10.4 kilos wat jy Wow, kan dit nie glo nie. Dit is My journey het so 3 jaar terug begin, toe ek die eerste Facebook ad gesien het van Voel Goed en ek het ingeskryf in die Voel Goed program, dit gedoen, maar nie heeltemal kon klaarmaak weens persoonlike redes en goed nie, toe skryf ek weer 'n keer in, hard geprobeer, weer deur trauma gegaan vir die laaste 3 jaar en dit het my nie teruggehou nie, was amper in en die 3de keer toe skryf ek weer in en dit het alles verander. My mindset vir 2024 het ek gesê niks gaan my die keer terughou nie en ek het ingeskryf weer, voluit my beste gegee en nou is ek hierso. En dit was 'n harde tyd met al die trauma wat ons gehad het die laaste 3 jaar, maar dankie vir die program, vir almal wat ons so ondersteun het en die dames wat saam met ons hierdie program gedoen het ons so baie gemotiveer en dit is nie net jou liggaam wat verander waarvan ek hou van hierdie eetprogram nie. Dit is 'n sielsvoeding wat ons deur hierdie program ook gekry het wat my heeltemal 'n nuwe mens ook gemaak het. So dit is waarvoor ek baie ook dankbaar is en almal wat se ondersteuning van die I Love My Smile, tot Slender Wonder, al die dames daar is so amazing, en die make-up dames, en Vanessa en almal, so ek was baie dankbaar vir hierdie geleentheid. En die dae wat mense nou sê, okay, jy voel nou af, kan jy nou nie 'n stukkie pizza gaan eet nie, so dan moet jy maar, dis wat die moeilikste deel van ons journey was, as jy emosioneel sou jy altyd gegaan het vir 'n stukkie chocolate of ietsie, maar nou is dit van, okay, kom ons vervang dit met iets anderste, of kom ons gaan lees 'n stukkie wat ons al in ons dagstukkies al geskryf het, of wat ook al, sê kyk hoe ver het ons gekom, is dit die moeite werd wat ons nou al bereik het, maar ek is baie trots op myself hoe ek so ver gekom het, en wat ook al my journey te vorentoe is, ek is baie dankbaar vir die geleentheid,
en ek voel klaar soos 'n nuwe mens. Maak nie saak wat van my voor lê nie en ek wil graag hê dat ek 'n beter ma en 'n beter vrou vir my gesin sal wees en dit is wat my journey vir my vorentoe nog actually beter maak is net om te begin het en ek het nou begin en ek is nog verder, my reis is nog steeds nie klaar nie en ek is baie dankbaar vir dit. Shamai, dis lekker om vir jou te sien. Ja. 8 weke op die program. Jy sê die senuwees loop 'n bietjie hoog. Baie. Loop my bietjie daardeur. Wat voel jy? Hoekom voel jy so? Ek voel okay. Dit voel of ek gewig verloor het want my broeke val af. Is totale gewig gewees 79.7 toe ons eerste groot mylpaal bereik om deur die 80's te breek. So vandag is ons al af na 74.5 toe. Hoekom ek deelneem aan die kompetisie is want ek voel ek is werd om hier te wees en dit te doen. Ek wil uit my comfort zone klim. Soos toe ek nog vet was. Ek het altyd weggekruip. Ek is nie in foto's nie. As ek in 'n kamer loop, dan kruip ek weg, ek gaan sit daar agter en ek wil dit nie meer doen nie. So ek wil nou nie meer die lelike eentjie wees nie. Ek is nou besig om die mooi swaan te word en ek wil winkels toe gaan en nommer 12 klere gaan koop, nie meer by Donna Claire gaan shop nie. Ek stuur 'n groot storie net voor ek gekies was vir Vanessa. Ek het uitgevind ek het goeters wat in my brein groei, hulle noem dit lineans, en dit het my korttermyn vir die GG, dit slaan dit aan. So dit is baie moeilik vir my en om van ek is baie stil persoon. Nie dat dit so lyk vandag nie, maar ja, so wat ek wil doen as 'n vrou, wat ek hier uit wil vat, is ek wil ander mense inspireer. En vir hulle ook wys, jy kan dit doen. Ek het al baie keer probeer op my eie en baie mislukkings gehad, maar nou my toekoms sien ek voorheen is goed en ek voel baie goed oor myself en ek voel ook die Here help my hierdeur en ek sal ver kom. Dankie. Goed, dankie. Ons is lekker vir ons om jou weer te sien. 8 weekies op die program. Dit is wonderlik. En hoe sien jy nou jouself? Is jy verras as jy jouself in die spieël sien of? Mens besef nie regtig hoe jy jouself sien in 'n spieël nie. Tot my man sê, sit 2 foto's bymekaar en dan kan mens besef hoeveel het jy regtig verloor. Kan eers ontspan. 4 weke terug van vandag af het ons gestaan op 64.4. Vandag is jou gewig af na 61.7 toe. Kom het ek hierdie reis aangepak. Ek volg al vir 'n paar jaar volg ek hierdie nuwe jy, die nuwe ek. En toe besef ek maar 2024 moet my jaar wees. Daar was baie uitdagings.
Ek het Augustus verlede jaar gegaan vir 'n voetoperasie en ek het my gewig, het ek baie meer gewig opgetel en my voet was baie seer en ek het op 'n stadium kon ek eers op die motorhome se trappie klim en toe besef ek maar ek is nie meer mobiel nie, ek is nie meer wat ek was nie. Toe besef ek maar ek moet dringend plan maak. Ingeskryf die 60 dae en ek het baie verloor. En so ek was so trots op my en ingeskryf vir die 20 dae uitdaging en vir die nuwe ek en ek was een van die top 20 finaliste en onderhoude en hier is ek waar ek vandag is. So vir my oor hierdie program, toe ons begin het nou met die detox, toe was ons op die kamp. Dokter het gesê ek kan eers die maandag begin, maar na die sessie van Dr. Catherine het ek besef maar elkeen skryf sy eie storie. Hoekom moet jy wag? Jy moet begin wanneer jy saam met die groep, anders as jy 3 dae laat. As jy eers wag vir die ander, toe het ek gedetox op die kamp. So my man het gesê, ja, hy het nog nooit so gesien, ek was so baie skorregoed nie, want elke keer as daar uitdaging is, dan gaan was ek skorregoed, want daar's 'n hamburgers, daar's 'n lekker brood, en dan gaan was ek skorregoed. So ek het baie skorregoed gewas, en hy was baie trots op my oor al die skorregoed, maar net om die uitdagings te oorkom. So vir my was dit baie nice geweest en ons het al 3 keer intussen gekamp en ek het nie besef hoeveel gewig het ek al verloor het tot my man sê man sit die 2 foto's bymekaar en toe ek het 2 foto's bymekaar sit, toe besef ek eers hoeveel het ek regtig verloor. My pa het altyd gesê die ding wat jy die meeste verloor is jy moet net nekoefening doen. Nekoefening doen. Wil jy koffie? Of wil jy chocolate? Nee, dankie. Wil jy 'n bar one? Nee, dankie. En toe besef ek, maar jy moet uithou vermoë en jy moet daar wees om te kan sê nee. Die mense ondersteun my ongelooflik baie by die werk. Almal sê net ek moet uithou. My man sê ek lyk en voel baie goed. So ek is baie trots op almal wat my ondersteun en wat my so deurdra. So vir my is van oor die uithou vermoë. En ek voel as jy 'n proses begin het, moet jy hom voltooi. So ek wil hom voltooi tot op die einde, want ek wil graag sien wat hulle met my hare doen. Want omdat ek nou so baie gewig verloor het, so ek weet nou nie wat se klere gaan by my pas nie. So ek wil graag die kleeranalise doen, ek wil graag die hare doen en ek wil die hele kursus ten volle voltooi. En maak nie saak wat gebeur nie. Weet ek net die Here is in beheer en ek wil net vir almal sê baie dankie. Dit was 'n ongelooflike journey en sonder almal en al die produkte en Dr. Catherine met die sessies en wat almal ons ondersteun het. Naomi, welkom terug hierso by ons. Kom op dan. Jy kan? Toe jy 4 weke terug hier was by ons, het die skaal gestaan op 81.5. Totale gewig is vandag 78.9. So my hele reis het begin toe ek 3 jaar terug met aggressiewe borskanker gediagnoseer is. Ek het 12 maande behandeling gekry. Was baie rof geweest. Daar was 16 chemosessies, 32 bestralings en 2 lumpectomie. Dit het 'n baie emosionele stres op my gesit en ek dink dit het mens nogal doodgemaak binne 'n mens. En met die gevolge het ek ook baie gewig opgetel. Toe sien ek die slender op die nuwe jy inskrywings. Toe besluit ek, dis nou 2 jaar later, ek is skoon, kom ek gaan hierdie reis probeer om nou gewig te verloor. En ek moet sê, ek is baie dankbaar, Slender Wonder. Ek het my chemo gewig verloor. Maar wat my nog steeds onderkry is, toe ek klaar is met die behandeling, het my dokter vir my gesê, mevrou, jy is nou net deur die 3 groot C's van jou lewe. Jy is deur COVID, chemo en kanker. En in die 2 jaar het dit my nog altyd bygebly en ek kon dit nog nooit verander nie. Met al die ondersteuning wat ons deur die groep het en almal wat saam met ons werk, moet ek daarom kan sê ek het dit verander na choices, chances en changes. So ek het die keuse gemaak om al daai gewig te verloor want dit laat my beter voel. Ek het alles gedoen wat ek moes doen, wat ek kon doen en ek moet sê ek het verander en ek dink ek is sterker daaruit en ek dink ek is nog nie klaar met my reis nie. Ek het nog
dubbel soveel gewig wat ek graag wil verloor. So my volgende missie is om dalk eendag my trourok te pas, weer my trouring te kan dra. So dit is waarvoor ek werk en ek wil net baie dankie sê vir julle almal se ondersteuning, want ek dink sonder die ondersteuning sou ons dit glad nie kon doen nie en mens kan net die eetplan volg, as jou kop nie daar is nie, gaan jy verloor. En ek dink my kop was reg gewees nou na die 2 jaar. Annetjie, goeiemôre, hoe gaan dit? Goed, dankie en jou? Nee, baie goed, dankie. Nervous, sê jy. Ja. Elke keer as ek jou sien, dan raak jy al hoe smaller en smaller. Vertel vir ons 'n bietjie. Dis harde werk, maar dis die moeite werd. Vorige keer ingeweeg het, dit was nou 4 weke terug, was die skaal op 71.8 gewees. So jy kan nou die handvatsel optel. Vandag staan ons op 69, so ons is definitief Onder 70. Onder 70. Eerste wil ek sê dankie vir almal wat hierdie moontlik gemaak het. Dit is my 'n groot eer om hier te wees. Ek het maar baie emosionele bagasie wat ek nooit besef het ek het nie, tot ek hierdie journey begin het, want in my beroep wat ek doen hare, vir die wat dit nie weet nie, is jy altyd Catherine, ons het 'n sê ding wat sê 'n hairdresser is cheaper than a therapist. So ek het maar altyd daai ding gehad van ek dra almal se bagasie en ek luister na almal se probleme en maar ek het nooit besef tot ek begin het met hierdie journey dat ek het soms ook nodig dat iemand by my kom en sê alles gaan oukei wees. Jy gaan oukei wees en jy is genoeg om te doen dit wat jy kan doen. So hierdie is my net absoluut awesome en daai dames agter weet dit nou, dis die eerste keer in 24 jaar wat ek kan sê ek weeg onder 70 kilos. So en ek weet nou as persoon ek kan dit doen. Want dit is nou klaar bewys. Dis klaar bewys van jou innerlike en jou uiterlike. Ek kan dit verander. En Dr. Catherine het in die heel eerste sessie vir ons gesê, onthou jy, skryf jou eie storie. En ek weet nou, niemand anders kan 'n lyntjie in my boek skryf nie, is net ek. So, I'm busy writing my own story. En dit sou absoluut op my eie sou dit nie moontlik gewees het nie. Ek sou dit nooit op my eie kon doen nie. So, hierdie is absoluut vir my 'n eer en ja, die res kan ek net sê dankie. Ek het nie veel woorde nie. Alles hier binne moet nog mooi bewerk word. So, ja, en dan vir die mense wat hier kyk, asseblief, as julle julle lewe wil verander, sluit aan by die dames van Slender Wonder en bederf jou familie by Tsikwalu Lodge. Vertel my bietjie 8 weke op die program. Hoorie, dit is iets anders hoor. Ek sê vir jou, dit is life changing. Ja. Net hoe jy voel en hoe jy opstaan is iets anders as wat ek al beleef het regtig. Suzette, 4 weke terug wat jy hier was, 16de van die 4de maand, het ons 16de van die 5de maand, was jou totale gewig 73.4. Vandag is ons uiteindelik deur die 70. So ons weeg 69.3 vandag. Maar ek sê so, ek kom uit 'n baie geseënde huis uit regtig. Ek het 'n goeie opvoeding gehad, 'n goeie huis. So ek het nie baggage, as ek so kan sê nie. Goeie huwelik. Maar laas jaar Maart maand toe na my dogtertjie, sy's 2 jaar oud, ek het geborsvoed. En pilletjies gedrink vir die melk. En niemand het ooit vir my gesê dis eintlik 'n antidepressant. So toe ek afgaan, toe val ek in daai diep gat in van depressie. Nooit geweet wat dit is nie tot ek actually daar beland het nie. So ek was laas jaar van Maart maand af in 'n verskriklike donker plek. Nooit geweet ek het selfbeeld issues en al daai tipe dinge nie en ewe skielik hier slaat dit vir Suzette. Maar ek het net 'n besluit gemaak. Die dokter wat ek toe daai tyd gaan sien het vir my gesê ons behandel dit op 2 maniere. Ons gaan 'n ongelukkige ou pilletjie gebruik, maar ons gaan dit geestelik ook regmaak. So dit was my doelwit. Ek gaan geestelik my pad regmaak en so weer vir Suzette terugkry, die ou Suzette. Maar so het dit ook nog maar gegaan dat ek 'n depressie-eter was. So Suzette was nog nooit so groot soos wat sy was in die begin van die jaar nie. So ek het net gesê ek gaan hierdie jaar hierdie doen en ek het 60 dae ingeskryf. Ek het alles gegee wat ek kon gee. Ingeskryf en baie hard gebid dat ek inkom en ek het die voorreg gehad om in te kom hierso. What a blessing. Regtig, ek gee alles wat ek kan gee. Ek wil deurdruk, maar my journey gaan nie eindig nie. Ek gaan deurdruk tot die einde toe en dan begin my harde werk eers.
ek gaan net nooit weer terug nie. Ek het my hele klerekas uitgegooi. Ek het nie ou klere nie en ek het nie 'n broek vir daai afdaal waar jy gaan lê nie. Ek het nie meer daai klere nie. Alles is uitgegooi. Ek het oorbegin. Heeltemal oorbegin en ek sal nooit weer teruggaan na daai donker dae van daardie jaar toe nie. Maar mense van die mense wat my ken sê ek is wie ek is 7, 8 jaar terug. Wat vir my 'n baie goeie ding was, want ek dink ek is nogals nie te bad nie. Maar ja, so die journey het my baie dissipline geleer. Ek is ook iemand wat nie uitgehou het met iets nie. Ek het nog nooit so uitgehou soos nou nie. Ek deursettingsvermoë, want ek sien my einddoel. Ek sien daai ander soos dit, ek sien daai happy gesig. Ek kan met confidence in 'n winkelsentrum inloop. Ek kon dit nooit doen nie. Ek het toegemaak, ek het my kinders voor my gehou. Nou loop ek met confidence. So dit is wat hierdie program vir my maar soos ek sê, my journey is nie klaar nie. Ek gaan 'n baie beter Suzette wees aan die einde van die dag. Ek is klaar, soveel beter. My man kan natuurlik nie sy hande van my afhang. Ek moet net leer om komplimente te aanvaar. So as iemand vir my sê, hoor jy lyk mooi, dan dankie. Maar ek vat dit nie en ek maak dit myne nie. So dit gaan ek doen. So ek het nog 'n werkie, nog baie werkies om te doen, but I'm gonna get there. Amanda, hallo. Welkom terug na 8 weke op die program. Goed, die vorige keer toe ons hier ingeweeg het, was jy op 86.6 gewees. Staan ons vandag op 86. So ons is so 600 gram af in 2 weekies. Okay, so ek het my journey begin, want ek het baie ongesond gevoel. Ek het nie na myself kon kyk nie. Ek het nie mooi gelyk in die spieël nie. Ek wou net nie meer so lyk nie en so voel nie. Toe het ek besluit om te gaan die 60 dae doen. Ek het 'n volle 6 kg verloor daar en ek het goed gevoel, maar ek het geweet dit is nie uit die einde nie. So net daar het ek toe besluit, okay, weet ek gaan nou maar inskryf vir die nuwe jaar en kyk wat gebeur. Maar ek was baie verras geweest toe ek gekies is as die 10. En ja, dis 'n journey so ver. Dis baie moeilik, maar dis so worth it. Ek het die eerste 2 weke het ek baie gesukkel met die plan en hoe om dit aan te pas in my huis wat ek 2 kindertjies het wat nie hou van vleis of stysel of enigiets regtig nie, groente nie. So dit moet ek 3 aparte borde kos gemaak het. Maar nou is dit al tweede natuur. So dit gaan ook goed. Ja, ek het al baie verloor. Ek voel confident. Ek voel ek kan weer my pre-pregnancy klere inklim en ek voel net great. My tande voel amazing. Ek dink dit was die grootste uitdaging en die grootste, jy weet, die uitdaging en die blessing wat ek nodig gehad het. Want vir 7 jaar lank loop ek nou rond met my mond wat ek uittand het as gevolg van my kleiniggie wat letterlik gespeel het en toe geslaan saam uit en niemand het finansies om dit reg te maak nie. So ja, dat was my die grootste blessing om in te kom en I Love My Smile het my so goed gehelp en hulle is so nice mense en die dokter was so nice geweest en hy het so mooi met my gewerk. Ek voel goed, want ek hou nie van 'n tandarts nie, maar en ek het dit vir hom gesê. Toe sê hy, hoop hy kan dit nou verander en hy het, definitief. Ek kan nou kyk en ek smile die hele tyd en mense sê vir my, jy lyk nou so goed met jou smile en almal sê net komplimente oor my glimlag en my gewig en my liggaam voel goed, my siege voel goed, my emosies help Dr. Catherine so baie mee. So ek voel net soos 'n heeltemal nuwe mens al klaar en die journey is nog nie eens klaar nie. Met die uitdagings wat ek gehad het met my dieet en alles wat ek gesukkel het met die detox, het ek naarheid gehad en kopseer, migraines, alles en Slender Wonder se mense het my so goed gehelp daarmee en my gehelp aanpas daarmee. Alles wat ek ervaar het emosioneel het almal my net so mooi gehelp en ek is so dankbaar daarvoor. En die persoon wat ek die meeste dankbaar voor is, honestly, is my man. Julle sal nie glo hoe baie keer hy sê vir my, maar jy lyk nou so mooi en as ek voel ek kan nie meer cope met alles nie en sê vir my, maar jy's 'n sterk mens en jy lyk goed en jy doen goed en jy's my dun liefie nou en ek voel elke aand voel ek so geseën met hom in my lewe want hy help my om verder aan te gaan en nie op te gee nie. Waar ek al wou opgee het en hy het my gesê, weet jy,
jy het hierdie. Dis nie nou die tyd om op te gee nie. Maak nie saak wat vandag gebeur nie. Dit is nog steeds vir my 'n riem onder die hart om te weet, jy het my klaar die selfvertroue gegee om te sê, weet jy, ek kan aangaan nie. Ek kan dit op my eie ook doen. Ek hoef nie almal te hê nie, maar ek het nog steeds 'n amazing vrouens wat aan die kant sit wat ons so goeie vriendskap gekry het van. So ja, ek voel net goed en ek voel soos 'n butterfly wat besig is om uit te kom. En ek weet nie wat om vir myself te doen nie, maar ek voel ek kan alles weer aanpak wat ek gevoel het vir 2 jaar lank ek kan nie. So ja, ek voel net baie dankbaar. So hier is al 10 deelnemers. Die borge het gestem en hulle het besluit watter 2 deelnemers vandag afgestem word. Dit is nooit maklik nie, want elkeen van hierdie vroue het uitstekend gevaar. Elkeen van hulle het meer as 6 kg verloor tydens hierdie laaste 2 maande. Inteendeel, party het sommer 11 verloor. So wat die gewigsverlies betref, het hulle fantasties gedoen. Maar ongelukkig is hierdie ook 'n kompetisie en moet ons vandag 2 vroue huis toe stuur. So ek gaan nou met hulle deel wie hierdie 2 vroue is. Die 2 vroue wat afgestem word vandag is Amanda en Pietro. Baie dankie vir julle deelname aan die program. Julle het uitstekend gevaar en ons hoop regtig dat hierdie die begin is van 'n nuwe journey. En dat julle pad vorentoe, dat julle net geseënd sal wees. Dank. Sterkte vir jou vorentoe. Jou doelwit vir jou onbereikbaar? Ja, ek weet die Comrades is 'n volle 85,9 km ver. Maar hoe klink 'n ultramarathon wat oor 'n afstand van 875 km strek, vanaf Sydney tot in Melbourne, Australië? Daardie atlete oefen waarskynlik 'n jaar of langer, net om fiks genoeg te wees. Haar fyn werk hulle uit wat om te eet voor en tydens die marathon. Hulle beplan waar en wanneer hulle gaan slaap en maak seker dat hulle tekkies perfek pas. Daar is immers 10,000 Australiese dollar op die spel. Maar so daag daar 'n paar jaar gelede 'n aardappelboer op by die marathon. Sommer in sy oorpak en gumboots. En hy skryf in vir die wedren. Hoewel die hele prentjie al reeds vreemd gelyk het, was daar baie meer kommentaar oor die ouderdom van hierdie man. Hy was 61. Ek kan my net indink wat die mense se reaksie was. Dink die man, hy kan teen al hierdie jong manne meeding. Of genigtig, hy gaan mos na die eerste 50 km aan 'n hartaanval beswyk. Niemand kon egter verhoed dat Cliff Young deelneem nie. Die skoot is afgevuur en Cliff het gehardloop en gehardloop. Die media het hom met groot nuuskierigheid gevolg. Hy was immers die oudste deelnemer. Nou aangesien die aardappelboer maar min vooraf oor die resies gelees het, het hy nie soos die ander atlete geslaap nie.
Hy het net bly hardloop vir 5 dae aan mekaar, sonder sy valstande, want dit het klaarblyklik op mekaar geklap as hy hardloop. Na die eerste nag was hy voor, en met sy vreemde shuffle het hy uiteindelik die wedren gewen, 10 ure vinniger as sy naaste teenstander. Toe die prysgeld aan hom oorhandig is, was hy baie verbaas, want hy het nie eens geweet daar is 'n prys op die spel nie. Daarom dat hy toe die geld gelykop verdeel tussen die ander 5 atlete, sonder dat hy eintlik eers iets vir homself gehou het. So, dink jy jou volgende doelwit is onbereikbaar? Ek dink nie so nie. C.S. Lewis het gesê, "You are never too old to set another goal or to dream a new dream."